Goeiemôre, good morning op hierdie super spesiale donderdagoggend. Kyk, jy weet dit is spesiaal wanneer Thys hier is, want ons vier vandag ons 100ste episode hier by Goeiemôre, good morning. Hey, Thys, baie welkom. Kan jy dit oorvertel, Thys? Kan jy dit glo? Ja, yes, ek dink dit is exciting, hè? Wie sou nou ooit kon dink, was dit 6 of 7 maande terug, né? Ja. Toe ons letterlik begin het en nog voor dit toe ons gesels het daaroor en planne gemaak het. Toe Pieter nog Amerikaner was. Ja. En kyk, hier sit ons nou 100 episodes later. Ja, nee, kyk, ons maiden century soos hulle sê. Nou, ons is hier met ons eerste 100 episodes en viering is aan die orde van die dag. In 2025 was dit televisie. Luister mooi kollegas, televisie. Die modehuis Fendi, ja, so 'n Suid-Afrikaanse klerewinkel Foschini wat almal hulle 100ste jaar vier. Hoe is daai? Ja, Afrikaanse 100, hè? En Afrikaans is op sy 100. Ja, yes, sê. Jy het die tyd goed gekies, Thys, maar ons gaan dalk 'n bietjie later meer Van 100s. daarop uitkry. Nou ja, daar is ook baie waarna jy kan uitsien in vandag se spesiale episode. Daar is natuurlik 'n lekker kykerkompetisie in die week se insetsel van Op Dieselfde Bladsy. Ons gesels oor die komende naweek se sporthoogtepunte. Ons bespreek die universiteitstradisie van Joel en Suid-Afrika se eie druifkultivar wat vanjaar 100 jaar oud word. Ons kry boodskappe van 'n paar seniors wat ook hulle 100 jaar mylpaal dan nou met ons deel. En dan is daar natuurlik ook Nicholas Lou wat kom sorg vir musiek. Gaan hy 'n bietjie sy lyfie kom raak? Hy gaan sy lyfie kom raak op 'n ander manier. Raak So, daai iets om lyfie na uit te sien. Dis sy Thys. Ons gaan nou kyk of Thys Ek heb nog so 100 jaar ek sing. Maar ek dink ons moet afskop met ons oggendpraatjies. Ja, ek wil daarom net sê Thys het al 'n paar keer daai Nicholas move gegooi agter so. Ons moet net kyk of hy dit vandag weer kan Jy doen. moet nie van die golfbaan af. Luister, hoeveel keer het ons nou al bespreek hoe tegnologie oorvat in die hedendaagse lewe en wêreld en so. Telke male. Male sonder taal sê hulle, maar nee, ja, 'n kafee in Tokio het bewys dat tegnologie nie net werk kan wegneem nie, maar ook nuwe geleenthede kan skep. By die Don Robot Kafee gebruik hulle robotkelners wat deur mense met gestremthede beheer word, dikwels vanuit hulle huise of selfs vanuit 'n hospitaalbed. Hierdie unieke stelsel stel talle mense wie nie fisies kan werk of gaan werk nie, in staat om volwaardig deel te neem aan die arbeidsmark en 'n inkomste te kan verdien. Die robotte verwelkom kliënte, help hulle sit, neem bestellings en maak selfs 'n koppie koffie. Alles met behulp van menslike operateurs. Hierdie kafee wys ons hoe kunsmatige intelligensie wel gebruik kan word. Is dit nie amazing nie? Ja. Ja. Kyk net daar, ek sal my doodskrik as hierdie robot na my toe kom en vir my sê, hy sê seker niks, hy bring net vir jou koffietjie. Alles lyk vir my oulik. Dis baie stadig. Thys. Daarso, dit gaan nie in 'n restaurant werk met trappies en verskillende Nee. vlakke en so nie, maar wys Dalk jy een net. van Maar hulle gaan ook nooit vra vir 'n verhoging nie. Jy weet as jy nou regtig van fed up is, dan plak jy ons sommer net uit. Jy's uit Elsa. Net hoop hy AI raak nie gewoon daar. Daar sê, "Toeps, jy's weer in Elsa." Asseblief tog. Dit is lekker laf. Nee, maar ek dink dit is my goed om te hoor dat daar hierdie soort inisiatiewe is om werksgeleenthede te skep. Want ek dink 'n mens dink outomaties en oor die algemeen dat tegnologie hier is om ons werk te steel. So, dis 'n oulike konsep. Wonder, wat dink jy, omdat jy nou ook al bietjie te doen gehad het met franchises en restaurante gedoen, wat dink jy sal so 'n stelsel kos om te implementeer tuis? Jong, ek dink ek is weer bekommerd oor ja dat daai onderdele dalk gebruik gaan word vir ietsie anders. Ja. Jy weet so. Hulle kan daarmee inbreek in die aande en my waiters kom steel, nee, jy weet, maar nou ja. Daarom nie. Maar ek dink net hoe vinnig sal hy vir Suid-Afrikaans, nê? Kom my waitertjie uit met 'n makarapa as dit rugby seisoen is of so iets. Dit sal baie lekker wees. Of sy in Johannesburg is hy gesprei, graffiti. Kyk, julle moet maar nog so 'n bietjie koppe bymekaar sit en dan kan julle dalk iets patenteer, mens weet nooit. Ons gaan. Maar so gepraat van werksgeleenthede. Ek voel 100 jaar oud na aanleiding sy. van hierdie mylpaal vanoggend en alles wat ons al moes Pragtig deurmaak. lyk jy met die bril geleer. Ja, ek leer by my vriend en kollega Pita hier so langs my. Wat is een van die vreemdste werke waarvan jy al gehoor het? Vreemdste werke. Ek moet nou vinnig dink. 'n TV-aanbieder.
Ja, jy weet, ouens wat met slakke boer. Kyk, Thys is so gereed vanoggend dat ek dink hy gaan 'n hele paar dinge sê en dan weet 'n mens net nie wat om terug te sê nie, maar goed. Interessante keuses en dit wat julle uitlig. In San Francisco betaal ryk ouers vir die dienste van Taylor A. Humphrey, 'n professionele baba naamkonsultant. Wat aanvanklik as 'n stokperdjie begin het, het intussen in 'n luukse loopbaan ontaard waarin sy al meer as 500 babas gehelp het om name te kry. Humphrey bied verskillende pakkette aan, van eenvoudige e-posvoorstelle vir sowat R3.600 tot uitgebreide VIP-dienste wat tot sowat R550.000 kan kos. Nou hierdie dienste behels stamboomnavorsing, sogenaamde branding en selfs dinkskrims oor die regte naam. Haar kliënte strek van gewone gesinne tot beroemdes en volgens haar vra ouers dikwels vir unieke name wat nie vreemd is nie, modern maar nie te modieus nie. En tydens videokonsultasies voel sy soms meer soos 'n terapeut of bemiddelaar as net 'n naamkonsultant. So kan julle dit nou oor vertel? Dit is baie interessant. Dis Dan vra jy al daai geld, dan sê sy vir jou, hoorie so, ek dink ons met jou dogtertjie Purple noem. Purple, ja. Of Apple. Of NY4. Ja. I think her name must be Blue. Dis een van daai goed, hoe gaan ons nou regtig weet hoeveel navorsing en goeters sy regtig doen nou goeters, man. Jy praat allerhande, dis soos hierdie mense as jy nou skielik na 'n glasbal gaan kyk, ek sien dit en ek lees dat en hulle kyk in jou oë en is daar iemand dood onlangs in die familie? Nee. Okay, nou moet ek sê hy. Van dikwels hoor 'n mens van interessante kombinasies van die ouers wat name bymekaar voeg. Ek wonder nou of sy met, jy weet, nuutskeppings voor in dag kom en of sy maar bly by familiegeskiedenis en familiename. Na aanleiding van die stamboomnavorsing. Ek dink ChatGPT gooi net 'n paar name daarin en hy gaan vir jou 'n paar opsies gooi, daar sê. In Suid-Afrika, hoe dink julle gaan dit werk? Nee, noem hom Johannes. Noem hom Gert, noem hom Koos. Of gaan hulle ook met fancy name uitkom? Ou sê Johannes en Sari sê Josari. Josari. Maar ek wil nou net sê, dis nogal wat baie gebeur het in Suid-Afrika, is mos mense vat 'n stukkie van pa se naam en ma se naam, goed, dan kom hierdie naam en dan is dit regtig something weird partykeer of vreemd. Blue. Hoe het julle te werk gegaan? Blue. Net vinnig. Ek kan nie onthou nie, Lotie sal dis 'n rukkie terug, maar Lot het maar bietjie nageslaan oor dit en dat en waar en hier. Ek weet net Lunay is al die ma's en die skoonma's en almal se letters en sissies en so. Ek het my naam net omgeruil met Marcel. Ek is Thys Marcel en ek het hom genoem Marcel Matthys. Daar is hy, so maklik en eenvoudig soos dit. Ja, ek het self betaal nie. Myself wat Pieter Koenis het besluit om 'n eksklusiewe nuwe diens te loods. Vriende, kollegas, luister mooi, ek gaan vir jou hondjie 'n naam kies. Stuur maar gerus 'n boodskap vir hierdie pakkette. En ons kuier nou weer verder, maar eers 'n boodskap van een van ons baie goeie vriende op hierdie baie besonderse dag wat ons 100ste episode aanbetref. Loer gou hier. Goeiemôre, good morning van Team Berg, Heitjie, Geraldine en Lemay. Ons wil vir julle sê, well done, woo, met julle 100ste episode. Mag julle nog 'n groot verskil maak daar buitekant, 'n groot impak maak soos julle reeds doen. Ons is baie trots op julle en ons sien uit vir die toekoms. Well done julle, happy birthday. Mwah, 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 mwah.